Skuldgevoelens, Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Skaamte, die woord sê vir ons in Johannes 17 vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ons het nie nodig om skaam te wees nie, ons is met eer en heerlikheid gekroon. Dis die waarheid in die woord wat dit vir ons sê. Ongelukkig word ons vasgevang, Johannes 10 vers 10, wat sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. En dan vra ons nie eers verdere vrae nie, terwyl Jesus Christus gekom het, sodat ek en jy lewe en oorvloed kan hê. Die oorlewingsstryd is die veg of die vlugreaksie. Dis wat gebeur in ons sentrale senuweestelsel as ek en jy ewe skielik skrik vir 'n vuur wat hier uitbreek en ons hardloop vir ons lewe, dan gebeur die volgende goed in ons liggaam. Ons hartklop verhoog en ons bloeddruk styg. Ons het verhoogde asemhaling, ons stel suiker in die bloed vry, sodat ons kan hardloop, energie kry. Verhoogde koagulasie van die bloed beteken die stollingsfaktor van die bloed verhoog, sodat as ek en jy onsself skraap teen die muur, dat ons nie ons dood bloei nie. Verhoogde spierspanning, sodat ek beter kan hardloop. Ek sweet meer, my pupille vergroot, sodat ek beter kan sien. Die vel, daar's 'n uitdrukking wat sê, jy het jou asval geskrik. Dis letterlik wat gebeur met jou vel, as jy in hierdie veg of vlugreaksie is. Immuunstelsel word onderdruk, want dit is nie belangrik om nou vir hierdie verkoue of griep te probeer immuniteit hê nie, jy moet vlug vir jou lewe. Seksuele funksie neem af, die spysverteringskanaal gaan staak en die haargroei stop. Nou dis goed wat Vader vir ons beplan het vir 'n kort termyn, maar deesdae leef ons permanent in hierdie oorlewingsstryd van veg of vlug. En ons is 24 uur van die dag, is ons liggaam in hierdie stresstoestand. Dis glad nie wat Vader vir ons bedoel het nie. En nou wonder ons, hoekom is ons siek? En dit is wat die meeste dokters sal herken, dat die meeste siektes is stresverwant. Want ons het toegelaat dat die vrees inkom. En ons sê, maar almal het vrees, almal het stres. Dis 'n gees van vreesagtigheid. Dis wat die televisie en koerante nuus vir ons bring. En ons het 'n keuse om te leef in die realiteit of die waarheid. Om die bose geeste, die dief, dit wat sleg is te weerstaan. Die gees van vreesagtigheid wat kom klop aan ons huisie se deure en vensters. Of ons dit gaan weerstaan, of ons dit gaan oopmaak en sê, jy is so welkom. Kom in my huisie in en kom steel my gesondheid. Ons sien 'n paar bekende assosiasies ook selfs in die skrif. Lukas 21 vers 26, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Vrees in jou hart, nou 'n koneksie. Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Dit wat aangaan op my en jou emosie, het 'n groot effek op ons liggaamlike gesondheid. Psalm 31 vers 10 en 11, wees my genadig, Here, want ek is benoud. Van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam. Verdriet en oog het 'n noue koneksie. Want my lewe kwyn weg van kommer, stres, spanning, vrees, en my jare van gesig, my krag struikel deur my ongeregtigheid en my gebeente teer uit. Ongeregtigheid, sonde, buite die wil van God die Vader. Die teenoorgestelde sirkel is egter waar ons die vlekkelose bruid kan wees. Dis die geheiligde toestand, waar liefde, geregtigheid en eer inkom in die plek van vrees, skuldgevoelens en skaamte. Dus ons nou gaan kyk na die sirkel wat binne Vader se wil is, bo weer eens verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees, onder verhouding met jouself en jou naaste, sien ons nou liefde. Die woord sê vir ons volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Sien ons nou met ons verhouding met ons naaste geregtigheid, om reg op te tree teenoor ons naaste.
om binne Vader se wil te wees in plaas van skuldgevoelens. Verhouding met jouself is daar nou eer in plaas van skaamte, want ek is na die beeld van God geskape. Ons het gesien op die vorige sirkel wat verkeerd was buite Vader se wil. As daar vrees was, het ons dit reg probeer stel. Op hierdie sirkel, as ons God se liefde ervaar, dan het ons nie 'n probleem om te glo in hom nie. As ons geregtigheid najaag, dan is ons gehoorsaam aan God se wil in sy woord. As ons eer in plaas van skaamte het, gaan ek en jy reageer in nederigheid as iemand jou komplimenteer met jou mooi oë of jou pragtige hare. Want dit is nie jy wat die eer daarvoor kry nie, maar jy is nie meer in skaamte nie, jy kan 'n kompliment nou vat, maar in nederigheid, want God die Vader is die ene wat dit vir jou gegee het. En dan sien ons die vrug. As die wortel liefde, eer en geregtigheid is, dan is die vrug wat gedra word, die vrug van die Gees. Ons sien al 9 vrug van die Gees hier. Die eerste 3, liefde, vreugde en vrede, is net wat God die Vader vir ons kan gee. Ons kan nie volmaakte liefde, die vreugde, die blydskap in die Here en vrede wat net God kan gee op enige ander plek kry nie, behalwe by God die Vader nie. En dan sien ons al hierdie siektes op die ektoderm sal verdwyn as ons binne Vader se wil is. Die volgende 3 vrug van die Gees, geduld, vriendelikheid en goedhartigheid, het alles uit te waai met ons verhouding met ons naaste. Om geduldig te wees en vriendelik te wees en goeie maniere te hê en reg op te tree teenoor jou naaste. En dan verdwyn hierdie siektes van die endodermstelsel. As ons verhouding met onsself binne Vader se wil is, dan volg die laaste 3 vrug van die Gees. Getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dit het alles uit te waai met ons verhouding met onsself. En dan verdwyn al hierdie siektes. Op hierdie sirkel wat binne Vader se wil is waar ons gees in beheer is. Dis interessant dat die woord nie sê dis die vrug van die siel nie, want al 9 van hierdie vrug van die Gees is eintlik maar emosies. Maar die woord sê nie vir ons is die vrug van die siel nie, nee, inteendeel. Hy sê dis die vrug van die Gees. Op die eerste sirkel, waar al die sielvlak emosies betrokke was, is waar die siel in beheer was. Dis waar die vrees, skuldgevoelens en skaamte met al die vrug was. Maar in hierdie sirkel is ons binne die wil van God die Vader. Dis ons vrug van ons gees, diep in my binneste, wat God se Heilige Gees dit vir ons kom gee. As ons gaan kyk na die liefde, sien ons in 1 Johannes 4 vers 18 en 19, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het ons eerste lief gehad. Liefde is wie hy is. Toe ons begin het met hierdie sirkelmodel en ek het begin toepas het op kliënte wat gekom het, het ons nie skrif gehad vir elke deel nie. Maar soos wat ons dit begin toepas het, het Vader net meer en meer en meer skrif gegee. Hierdie skrifdeel sê duidelik, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. 1 Johannes 4 vers 21, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Dis nie 'n emosie, wat ek en jy net kan besluit, of ons wil iemand lief hê of nie. Dis 'n opdrag, omdat God vir my en vir jou so lief het, en ek en jy sy liefde ervaar aan die bokant van die sirkel, sal ons onsself lief hê aan die onderkant, en ook ons naaste soos onsself. Maar die probleem is, God staan by ons huisie se dak. Hy gooi vir ons hierdie liefde in, maar omdat ons deure en vensters so baie oop is, ervaar ons nie God se liefde nie, want alles loop uit by die agterdeure en die vensters. Dit is wat sleg is, wat ek en jy moet leer om te vermy. Ek vertrou die Heilige Gees om vir jou te wys, waar al God se liefde en sy seëninge uitgeloop het,
by jou huisie se deure en vensters. As ons gaan kyk na die vrug van die Gees volgens Galasiërs 5, ons gaan lees vanaf vers 13, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Nou die eerste sirkel was die vlees. Dis waar die siel area en die liggaam area in beheer was. Die tweede sirkel is die Gees. So hy sê ek en jy is tot vryheid geroep, volgens die tweede sirkel. Nou sê hy vir ons moet net nie ons vryheid gebruik as aanleiding vir die vlees nie, maar ons moet mekaar in liefde dien. Ons sal sien, die ondertoon van 'n lewe in oorvloed is die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die Gees, hoofletter Gees. Hier praat hy van die Heilige Gees, wat in my en jou gees in beheer is. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees. Onthou jy daai prentjie wat ons gehad het van die God en Gees en siel en liggaam? Jesus sê hy, die vlees en die Gees begeer teen mekaar. Onthou julle wat Paulus ook gesê het? Hy sê die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. As ek en jy besluit het om die Heilige Gees in ons lewe toe te laat, beheer hy my en jou gees. En dan sal my gees in beheer kom van my siel en my liggaam. My gees, onder leiding van die Heilige Gees, hoofletter Gees, sal heers oor my vlees, wat my siel en my liggaam is. Maar as julle deur die Gees, Heilige Gees, gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar in Galasiërs 5 vers 22 sê hy, maar die vrug van die Gees is liefde, al 9 vrug van die Gees, blydskap of vreugde, vrede, lankmoedigheid of geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid of nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ek en jy sê ons behoort aan Christus, moet ons die vlees met al sy hartstogte en begeerlikhede kruisig, neerlê, aflê, ons laat lei deur die Heilige Gees se leiding. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Deur die Heilige Gees lewe, laat ons ook deur sy Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Laat ons mekaar lief hê, soos onsself. Ons lees ook in Galasiërs 6 vers 8. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. Galasiërs 6 vers 18, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle gees, broeders. Amen. Binne in my en jou gees, kom die Heilige Gees, wat God se gees is, wat sy genade bring, en dit is die seëngroet, waarmee Galasiërs 6 afsluit. Ons het ook 'n plakkaat gemaak, wat ons duidelik die verskil tussen die gees en die vlees vir jou uiteensit, met 'n hele paar teksverse. Daar is nog baie meer, maar vir die plek onthaalwe kon ons nie alles op hierdie plakkaat sit nie.
Maar die gees, hoofletter gees, is die Heilige Gees, wat my en jou gees woon, versus teenoorgestelde, die vlees, waar my siel en my liggaam in beheer is. Ons kry duidelik opdrag dat ons die Vader in gees en in waarheid moet aanbid. Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Partykeer verstaan ek en jy nie dinge met ons kopvlak nie. Ons is so besig om dit uit te redeneer op ons sielvlak, dat ons die geloof heeltemal uitkanselleer. As ons die woord vat en ons lees, Jesus Christus het gesterf vir my en jou aan die kruis, dan is dit die waarheid. Hy het reeds die prys betaal. Met ons kop is ons so vasgevang met al die redenasies, met ons sielvlak, ons vlees, dat ons dit uitkanselleer. En dan met ons gees is al maniere hoe ons kan glo. Glo sonder om te sien, want op die sielvlak wil ek en jy sien. Vader het vir my dit so duidelik gewys, toe ons eendag vir iemand moes gaan bid het, dat ek nie kon hoor sy stem nie, wat is die wortel van hierdie persoon nie. En toe ek uitkom, toe die vrou het saam met my gegaan, het sy vir my gesê, die Vader sê jy moet ophou om met realiteit en sielvlak na hierdie persoon te kyk, na hierdie pasiënt. Want met jou brein, jou mediese kennis, sien jy die realiteit, die dokters verslae. En jy besef, maar dit is 'n kwessie van tyd, hierdie pasiënt gaan dit nie maak nie. Maar die waarheid in die woord sê, Jesus het klaar vir daai pasiënt gesterf. Die geesvlak van jou, met daai waarheid moet hy vat. En ophou dat jou siel, jou verstand, jou mediese kennis dit uitblok. En dit was vir my 'n groot kopskuif. En ek moes eers die stappe deurvolg om regtig 'n disipel te word van Jesus, voordat ek daai kopskuif kon maak, voordat ek die Vader in gees en in waarheid kon aanbid. Want tot op daai stadium het ek na die Vader toe gekom net op realiteits- en sielvlak. Ek het in gebed na hom toe gekom op realiteitsvlak, dit wat ek kon sien met my fisiese oë. En hy het gesê, kyk verby dit, sien my raak vir wie ek is, sien my raak volgens die waarheid in die woord vir wie ek is. As ons gaan kyk na 'n paar verse nog van gees versus vlees, en dit is ook van die verse wat op hierdie plakkaat is Romeine 8 van vers 1 tot 19. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, wat nie na die eerste sirkel wandel nie, maar na die tweede sirkel. Want die wat vleeslik is, eerste sirkel, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Onthou jy wat het ons gelees? Filippense 4 vers 8, dink is Filippense 4 vers 8, bedink alles wat waar is, ok, alles wat waar is, dis op die geesvlak, gees en waarheid. Maar ons is die hele tyd besig om aan goed te dink, wat nooit eers gaan realiseer nie, wat leuns is, wat onwaarhede is, want ons is op die siel en die realiteitsvlak. Nou sê ons moet verby dit beweeg, ons moet in gees en waarheid volgens die woord moet ons wandel. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink, lewe en vrede. Die eerste sirkel, wat die vlees bedink, bring die dood, vroegtydige dood. Dit wat die gees bedink, die tweede sirkel, bring lewe en vrede. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel, slag en verwoes. Ek het gekom, Jesus, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Lewe en vrede, lewe en oorvloed. Romeine 8 vers 7.
omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. As ons daar op die eerste sirkel is, in die vlees wandel, kan ons God nie behaag nie. Behaag is om hom plesier te gee. Ons sing in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof is in ons gees, om te glo dit wat ons nie sien nie, en dan gee ons vir God plesier. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is in my gees, volgens die waarheid in die woord, nie siel wat ek kan sien en realiteit nie. Romeine 8 vers 9 en 10, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Die gees is lewe. Onthou julle van gees en waarheid wegbreuke en Jesus Christus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Die gees is lewe. Romeine 8 vers 11 tot 13. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy ook wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Romeine 8 vers 14 tot 16, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. As ons 'n kind van God wil wees, moet ons deur God se Heilige Gees gelei word. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 17 tot 19, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Ons sien dus duidelike opdrag dat ons deur die Heilige Gees se leiding moet leef. En ons moet die begeerlikhede van die vlees neerlê. Die eerste sirkel opsomming, as ons gaan kyk hoe gees versus vlees daar pas, sien ons die eerste sirkel is waar ons in die vlees wandel. Ons siel, ons eie wil, ons denke en ons emosies is in beheer. Ons is buite Vader se wil. Al die siektes wat daar voorkom is buite Vader se wil. Want nadat Jesus Christus gesterf het aan die kruis, het hy gesterf vir al die siektes. Hier sien ons daai sirkel, vrees, skuldgevoelens en skaamte, al hierdie emosies op die sielvlak wat in beheer is. As ons gaan kyk na die tweede sirkel, sien ons dit is waar die Gees in beheer is. Ons gees onder leiding van die Heilige Gees is dan in beheer. Ons is dan binne Vader se wil en ons is vry van enige siektes. Hier sien ons die tweede sirkel, waar liefde, geregtigheid en eer die wortel is en met al 9 vrug van die Gees. Dit begin alles by ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees. Dalk het jy nou al agtergekom dat jou organe op die ektoderm nie noodwendig die organe is wat siek is nie, maar dis dalk die organe wat ontwikkel uit die mesoderm of die endoderm. En nou sê jy vir my, maar hoekom moet ons bo begin? Maar onthou jy die samevatting van die wet is, heel eerstens, God die Vader, Seun en Heilige Gees, wat daarmee gelyk staan onderkant.
So al het jy siektes op die onderkant van die sirkel, het dit begin bo. So as ons begin by die genesing, begin ons altyd bo om God se liefde te ervaar, sy vrede, sy vreugde. As ons dit ervaar, gaan die genesing oorspoel na die onderkant toe, by die mesoderm en die endoderm waar jou siektes dalk is. 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Die liefde van God die Vader vir my en jou was so groot. As ek vir jou moet vra om jou enigste kind op te offer om te wys hoe lief jy vir my het, moet jy my baie lief hê om dit te kan doen. En dis wat God die Vader vir my en vir jou gegee het. Hy is liefde, hy gee nie net liefde nie. Maar deur sy groot liefde wat hy vir my en vir jou uithou, het hy 'n lewe in oorvloed vir ons beplan. Kan jy dink hoe voel hy, dat sy kinders ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis, dat sy kinders sukkel met siektes, terwyl hy sy seun Jesus gestuur het om te sterf aan die kruis vir almal se siektes, se sondes, se skuldgevoelens. Spreuke 3 vers 7 en 8 het ons tot dusver toe nou net nog gaan kyk na vir my wat sleg is. Maar dit is ook nodig dat ons na die dien die Here deel gaan kyk. Op 'n stadium het ek dit sommer verbygegaan en ek het sommer net gefokus op vir my wat sleg is, want ek het gedink ek weet hoe om die Here te dien. Totdat hy my op 'n dag teruggeroep het en vir my gesê het, my kind, jy dien my op die siel en die realiteitsvlak. Jy moet leer om my te dien op gees en waarheidsvlak. Spreuke 3 vers 7 en 8 sê, moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Hoe moet ons die Here dien? God is liefde. Wat is liefde, sal jy miskien vra. Ons het 'n hele naweek seminaar aangebied oor sonder liefde is ek niks. Dis ook as DVD-reeks beskikbaar. Dis die belangrikste DVD. Want as ons nie weet wat liefde is nie, dan ken ons nie vir God nie. 1 Korintiërs 13 vers 1 en 2. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, dan sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. 1 Korintiërs 13 vers 3. En al sou ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Liefde is die ondertoon van al ons verhoudings. Ons verhouding met God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons verhouding met onsself en ons naaste. Die wêreld probeer ons op allerlei maniere leer wat liefde is. Slegs die waarheid uit die woord gaan ons van die soort liefde leer wat ooreenstem met die vrug van die Gees. Hierdie DVD-stel gaan jou lewe verander. As jy die liefde volgens die woord verstaan en dit toepas, is dit die sleutel tot 'n lewe in oorvloed. 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Die wêreld sê vir ons liefde is op die sielvlak. Dis jou gevoel. Dit is die ervaring wat jy het as ek na jou kyk. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê liefde is diep in jou gees. Die woord sê vir ons daar is 'n ooreenstemming
tussen die liefde volgens 1 Korintiërs 13 en die vrug van die Gees volgens Galasiërs 5 vers 22. Ons het ook 'n plakkaat waar ons die vrug van die Gees en 1 Korintiërs 13 duidelik by mekaar uitbring. Ons bedien eenmaal 'n maand by blanke plakkerskampe en ons het so baie by hulle geleer. Ons het een keer op hierdie gediggie afgekom en dit was so treffend. Was so treffend en waar van soveel van daai mense. Na 'n paar maande wat ons daar gaan bedien het, kon ons gesien het hoe hierdie mense oorvloed liefde, vrede en vreugde diep in hulle gees begin ervaar, ongeag hulle omstandighede. As jy liefde het, al is jy die armste, die swakste, die sondigste van alle mense, as jy die liefde het, kan jy lewe. Al word jy swaar getuister deur siektes en teenslae, as jy die liefde het, sal jy stand hou. Al het jy geen huis nie, slegs maar 'n plakkerskuiling, as jy die liefde het jy 'n tuiste. Al het jy geen besittings nie, geen geld in die bank nie, as jy die liefde het, is jy ryk. As jy die liefde het jy God in jou hart en geniet jy oorvloed. Geskryf deur Phil Bosman uit Somer vir jou. Is dit nie mooi nie? Ons moet leer van ons Vader se liefde. Wanneer jy die woord Vader hoor, wat is die beeld wat jy in jou gedagtes oproep? Wat dink jy wanneer jy hoor dat God ons Vader is? Is hy die mees belangrikste persoon in die heelal? Of dink jy, as hy soos my aardse Vader is, dan het ek geen begeerte om hom te ken nie? Jou beeld van wie God is, word onopsetlik beïnvloed op sy diepste vlak, het sy positief of negatief, deur jou eie ervaring of beeld van jou aardse pa. As dit negatief is, sal jy dit moeilik vind om in God te glo en hom te vertrou. As dit positief is, sal dit vir jou makliker wees. Ons lees in Johannes 3 vers 16 ietsie van Vader se liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Romeine 8 vers 32. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? So lief het God jou. Die kort DVD'tjie en CD wat ons gemaak het, moet jy jou eie maak, weer en weer en weer hoor. Ons het gesê alles begin met ons verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het 'n naweek seminaar daaroor ook aangebied en dis ook op DVD beskikbaar. Was dit nog altyd jou begeerte om volkome toegewyd aan Vader God te leef en die lewe in oorvloed te ervaar, dan is hierdie DVD-stel vir jou. Jy gaan leer om na wedergeboorte 'n ware disipel van Jesus Christus te wees. Nadat jy jou hart gegee het vir die Here, begin die pad van disipelskap. Om jou hart te gee vir die Here en jou gees in die rigting na God toe gaan, is maar die eerste treukie. Daar is baie meer wat daarop volg. In hierdie DVD-stel gaan jy die antwoorde kry van wat God se wil regtig is vir ons as kinders van hom. Wat is 'n disipel van Jesus? Lukas 14 vers 26 sê, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Dit beteken ons moet ons naaste wat altyd vir ons so belangrik was, minder belangrik ag as God die Vader. Hy moet ons eerste liefde wees in ons lewe. Lukas 14 vers 27, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Lukas 14 vers 33,
So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is, om van al sy besittings afstand te doen nie. Al die ander het nog gegaan, maar hierdie versie is kragtig. En hierdie versie laat baie van ons sê, ek is nie bereid nie. Wil jy disipel wees van Jesus Christus? Is jy bereid om alles te laat gaan, wat tot nou toe vir jou so belangrik was? Johannes 8 vers 31, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, in die waarheid van God se woord bly, dan is ons waarlik sy disippels. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die wêreld sê jy gaan die waarheid ken en die waarheid maak seer, bly weg daarvan. Die woord sê jy gaan die waarheid uit die woord uit gaan jy ken, en die waarheid in die woord gaan jou vrymaak. Ek glo, terwyl ek kyk na hierdie DVD, gaan baie mense vrykom, want die waarheid uit God se woord maak jou vry. Johannes 13 vers 34 en 35, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Op hierdie DVD verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees, gaan ons ook kyk onder andere na dit wat keer dat ons God se liefde ervaar. Ons gaan ook kyk na die gees van liefdeloosheid. Onthou jy, dit was 'n vrug as die wortel vrees was liefdeloosheid. As iemand jou seer gemaak het, wat jou moes lief gehad het, het ons 'n muur opgebou. En naderhand vorm daai muur 'n blokkasie, dat ons nie liefde kan gee of liefde kan ontvang nie. En daardeur blok ons ook vir God die Vader en sy liefde uit. Romeine 8 wys ons hoe om in die gees eerder as in die vlees te wandel, en sodoende vir Vader God te behaag. Lukas 7 vers 29, al die mense, ook die tollenaars, het na hom geluister en was aan die wil van God gehoorsaam. Hulle het hom met die doop van Johannes laat doop. Ons gaan op hierdie DVD kyk van na wedergeboorte, wat is die volgende stappe? Ons gaan kyk na wat die woord sê oor doop, nie wat 'n denominasie sê nie, maar wat die waarheid uit die woord sê daarvan. Ook die doping met die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, stap nommer 1, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, stap nommer 2, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Stap nommer 1, bekering. Stap nommer 2, doping in die naam van Jesus Christus tot bekering van sondes. Stap nommer 3, gawe van die Heilige Gees ontvang. Handelinge 19 vers 1 tot 3. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Handelinge 19 vers 4 en 5. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van Here Jesus. Handelinge 19 vers 6 en 7. En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer, en almal saam was hulle omtrent 12 manne. Ons gaan nou kyk na Matteus 7 vers 13. Gaan deur die nou poort in, die poort wat na die verderf lei is wyd, en die pad daarheen breed, en die wat daardeur ingaan is baie. Ons moet die nou poort soek, en daardeur ingaan. Ons moet geheilig, afgesonder wees.
Matteus 7 vers 14, maar die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min. Die smal pad, wat lei na die lewe. Openbaring 3 vers 16, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Waar staan jy? Is jy koud of is jy warm? Of is jy lou? Is jy gereed vir Jesus Christus se wederkoms? 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Op hierdie DVD van verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees is dit die eerste trappies, om nie net jou hart te gee vir die Here nie, nie net jou gees nie, maar ook jou siel en jou liggaam binne Vader se wil te kry. Ons het ook 'n naweek gedoen van die ramshoring. Nou elke stukkie van hierdie legkaart is ewe belangrik. So ek kan nie vir jou een uitsonder en sê, weet jy, vergeet van die een, doen daai een. Die ramshoring naweek gaan binnekort ook op DVD beskikbaar wees. Hierdie ramshoring DVD inhoud is om jou te help om die volgende te verstaan. Die Bybelse patrone en relevantie van die ramshoring. Hoekom die verkope van die ramshoring met 70% gestyg het. Hoekom baie kerke soveel sukses het deur die klanke van die ramshoring vir bevryding, genesing en intersessiegebed. Psalm 150 vers 3. Loof hom met basuin geklank, loof hom met harp en siter, basuin geklank, ramshoring. Josua 6 vers 4, en 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra, maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek, en die priesters moet op die horings blaas. Ons ken die verhaal wat gebeur het toe met hierdie ramshorings geblaas is. Daar is 'n kragtige effek in die geestesriem met die ramshoring. Sagaria 9 vers 14. Dan sal die Here oor hulle verskyn, en soos weerlig sal sy pyl uitskiet, en die Here sal met die basuin blaas, en intrek met die storms uit die suide. Ons Here God gaan op die basuin blaas, die ramshoring gaan hy blaas. Die vervaardiging van die ramshoring kan vergelyk word met die vorming van die mens. My en jou lewe as 'n disipel, vorming van 'n disipel. Ons kyk aan die een kant op die skerm hoe die ramshoring gemaak word, en aan die ander kant wat die ooreenstemming is met hoe God vir my en vir jou vorm as 'n disipel. Die shofar word gemaak deur die horing uit te haal, deur dit wat vuil is uit te haal, dit wat sleg is te vermy en uit te haal. Wanneer God die mens uit die wêreld haal, is ons vol van die vuil sondes van die wêreld. Die horing word dus van binnekant af skoon gemaak. Die mens, ek en jy, moet ook van binne skoon gemaak word, net soos die horing. Die ramshoring is nutteloos as dit nog gevul is met been, vleis en bloed. Die mens is ook nutteloos vir God, as ons nie bely dat Jesus sy bloed gestort het vir ons sondes nie. Al die vlees moet uitgehaal word om van nut te wees vir die mens, as jy die ramshoring maak. Nou moet die ou mens gekruisig word en 'n nuwe pad saam met Jesus gestap word, om van nut te wees vir God. Die vlees van die mens moet ook sterf. Met die ramshoring se maak, word die ramshoring skoon gemaak deur dit in water te kook en sag gemaak deur hitte, om dit sodoende te vorm soos jy dit wil hê. Nadat ons Jesus Christus aangeneem het, moet ons ook deur die waterdoop gaan. Ons moet die ou mens begrawe en opstaan as nuwe mens in Christus Jesus. Romeine 6 vers 1 tot 6. Hitte is baie belangrik in die vervaardiging van die ramshoring. Van nou af gaan ons deur vure van loutering, omdat die Satan nie gaan hou van wat ons nou gedoen het nie. Hitte en olie word gebruik om die horing sag te maak,
maar dis uiters belangrik om nie die shofar of die ramshoring te oorverhit nie. Die ramshoring word gevorm deur dit te draai en te buig. God gaan toelaat dat versoekinge oor ons pad kom, maar hy gaan nooit toelaat dat ons getoets word meer as wat ons kan weerstaan nie. So word ons ook gevorm in ons wandel as Christen. 1 Korintiërs 10 vers 13. 'n Ramshoring is nie 'n ramshoring as daar nie 'n opening is waardeur die lig kan vloei nie. Ons kan onsself nie 'n kind van God noem as ons nie toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk nie. Die ramshoring se mondstuk word gevorm deur die punt af te sny, sodat dit 'n suiwer klank kan maak. Ons as mens word gevorm deur die Heilige Gees om 'n mondstuk te wees vir God en sy woord uit te dra. Klein stukkies growwe klip word dan in hierdie ramshoring gegooi en dan verlang geskit om enige oorblywende stukkies weefsel uit te kry. Ons as mens gaan deur verskeie versoekinge tot ons al ons swakhede oorkom het. Sekere van hierdie versoekinge gaan oor en oor na ons kant toe kom, totdat ons dit weerstaan het. Nou word die shofar uiteindelik geolie en is gereed vir gebruik. Van tyd tot tyd moet dit gereeld geolie word om te voorkom dat dit kraak en sy goeie klank verloor. Ons as mens moet ook gereeld geolie word met die Heilige Gees in ons lewens, om seker te maak dat ons kragtig voortgaan met die goeie werk van God. Is dit nie verstommend dat daar weer eens 'n ooreenstemming is nie? Vader se woord herhaal, hy is konsekwent. Jesus Christus is dieselfde, gister, vandag, tot in alle ewigheid. Ons is die hele tyd nog besig om te kyk na dien die Here, hoe hy wil hê ons moet hom dien, sodat ons genesing kan kry vir ons liggame. Ons het ook 'n naweek aangebied oor die tabernakel. Ons het dit genoem gees, siel en liggaam uitgebeeld in die tabernakel. God wil by my en jou kom tabernakel. Hy wil kom woning maak in ons gees, ons siel en ons liggaam. Ons het ook 'n tabernakel plakkaat, asook 'n tabernakel gebed CD. En op hierdie tabernakel plakkaat gaan jy sien hoe as jy inkom by die buitehof, ons nog net besig is om Vader te aanbid op liggaamlike vlak, dan beweeg jy deur na die heilige plek toe waar jy hom op die sielvlak aanbid. En dan kom jy uiteindelik in by die allerheiligste. Soveel mense het hulle hart gegee vir die Here, word genoem Christene, maar hulle staan nog net by die brandofferaltaar. Dis waar hulle ingekom het na die weg. Dis waar hulle beweeg het van rebellie na gehoorsaamheid. Hulle hart gegee vir die Here, maar hulle is nog nie in die allerheiligste waar hulle hom in gees, en hulle is nog nie verby die poort, die tweede gordyn, waar hulle hom in waarheid aanbid nie. En onthou jy Johannes 4 vers 23 en 24 het gesê, die ware aanbidders gaan die Vader in gees en waarheid aanbid. So ons sien die eerste gordyn is die weg, die tweede gordyn die waarheid, die derde gordyn die lewe. Die gees is lewe. So as ons inkom by die tweede gordyn is ons besig in waarheid, as ons ingaan by die derde gordyn is ons by die lewe, en dit is waar ons hom in gees en waarheid kan aanbid. Ons moet beweeg van rebellie na gehoorsaamheid, dan weer van trots na nederigheid, en dan van vrees na volmaakte liefde. Op hierdie tabernakel DVD wat ons ook beskikbaar het, en die tabernakel gebed wat afsonderlik as 'n CD beskikbaar is, het ons beweeg van die buitehof tot by die allerheiligste. As ons sien hoe dit inpas op ons sirkelmodel, sien ons weer bo God die Vader onder die mens, en bo sien ons weer verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees, en die organe uit die ektoderm. Onder sien ons verhouding met jouself, organe uit die endoderm, en dan weer verhouding met jou naaste en die organe uit die mesoderm. En as jy jou naaste na jou kyk, dan sien jou naaste net jou liggaam. So daarom het ons gesê waar jou naaste is die liggaam. Dis waar jy inkom in die tabernakel, dis die weg,
Dis waar jy beweeg van skuldgevoelens na geregtigheid, van rebellie na gehoorsaamheid. En dan wie sien jou eie gedagtes, jou sielvlak, net jouself. So waar jy self is dit jou sielvlak. Dis wat jy deurbeweeg by die gordyn van die waarheid in, tussen die buitehof of die voorhof en die heilige plek. Dis waar ons beweeg van skaamte na eer en van trots na nederigheid. Dit is waar die grootste struikelblok is. Weens trots beweeg mense nie verder nie. Hulle het hulle hart gegee vir die Here en dis waar hulle stil staan. Dis waar hulle ophou groei en dat hulle nie deurgaan tot volwassenheid nie. En dan sien ons bo dit waarmee ons met God die Vader, Seun en Heilige Gees kommunikeer, is met ons gees. En dit is die gordyn van die lewe. Dit is die afskorting tussen die heilige en die allerheiligste plek. Dis waar ons ingaan en deurbeweeg van vrees na God se volmaakte liefde. Dis waar ons van afgoderry deurbeweeg na geloof, waar ons hom in gees en waarheid aanbid, volgens die woord, en waar ons volkomelik op hom kan vertrou en in hom kan glo vir wie hy is. Die tabernakel wat God die Vader presies volgens sy voorskrif laat oprig het, was 'n afbeelding van God se nabyheid by sy volk. Hy wil onder sy volk woon. Daarom getuig die hele tabernakel van die groot genade van God. Jesus Christus is die ingange in die tabernakel. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Deur die dieper betekenis van die tabernakel te verstaan, gaan ons ook nader aan Vader beweeg, en ook ons heiligmakingsproses beter verstaan, soos dit in die woord oopgebreek word. Hierdie tabernakel is so fantasties. As jy hom verstaan, is dit jou hele pad in disippelskap. Is dit hoe om die Vader aanbid te word in gees en in waarheid. Op hierdie DVD gaan jy beleef hoe die tabernakel inpas by ons gees, ons siel en ons liggaam, as ook met die feeste van die Here. Ons het tot die ontdekking gekom van Jesus Christus, wat ons hom ontdek het in die feeste van die Here. Ons het ook 'n hele naweek seminaar aangebied daaroor, ons het 'n plakkaat beskikbaar en binnekort ook 'n DVD. Op die feeste van die Here het ons ontdek Jesus Christus se lewe hier op aarde en hoe dit ooreenstem met die feeste van die Here. Beleef die dieper betekenis van hierdie feeste soos dit oopgebreek word in die woord. Deur die feeste te verstaan, sien ons met verwagting uit na Jesus Christus se wederkoms. Levitikus 23 vers 1 en 2, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feestydde. Dis 'n opdrag. Hy sê ons moet dit uitroep. Hierdie is nie net die feeste van die Jode nie, maar dis die feeste van die Here. Ons leer dat dit van groot profetiese betekenis is. Die eerste 4 feeste is reeds vervul met Jesus se kruisiging, opstanding en met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, maar die laaste 3 feeste moet nog vervul word. Net so seker as wat die eerste feeste vervul is, sal die laastes ook vervul word. Kolossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Bogenoemde verse dui daarop dat die feeste en die nuwe maane profeties van aard is en vir ons 'n boodskap van die toekoms gee. As ons gaan kyk weer na die tabernakel, dan sien ons, die eerste gordyn is die weg. Dit is die poort van verlossing of redding. Dit was die eerste ingang na die tabernakel. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie,
want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis die ingang na die buitehof. Dis waar ons op liggaamlike vlak deel van die vlees aanbid. Dis waar ons beweeg van skuldgevoel na geregtigheid, van rebellie na gehoorsaamheid. Dis waar ons ontslaa raak van die vrugte van bitterheid, onvriendelikheid, ongeduld en beskuldiging. Dis waar ons wandel in die vrug van die Gees, naamlik geduld, vriendelikheid en goedhartigheid. Daar is 'n ooreenkoms met die feeste van die Here. By die brandofferaltaar, dis die eerste meublement in hierdie buitehof, lê ek my ou sondige lewe neer. Ek kruisig myself. Dit is die wedergeboorte. Dit stem ooreen met Pasga of Pessach, waar Jesus Christus gekruisig is. Die tweede meublement in hierdie buitehof is die koper waskom, en ons sien dat daar ook 'n ooreenkoms is met die feeste van die Here. By die koper waskom begrawe ek die ou mens in die waterdoop, en laat ek my daagliks in sy woord reinig. Dit stem ooreen met die fees van ongesuurde brode. Dis waar Jesus Christus begrawe is. As ons deurstap en ons kom uit by die tweede gordyn, is dit die gordyn van die waarheid. Dis waar ons inbeweeg in die heilige plek. Dis die poort van heiligmaking. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Heiligmaking is 'n besluit wat elkeen neem om ontslae te raak van die sondige natuur en om nader aan God te beweeg. Ons kan hierdie deel nie uit onsself regkry nie. Dis alleenlik deur Jesus Christus. Ons moet wel vir God die toestemming gee om skoon te maak in ons eie wil, ons eie emosies en ons eie denke op die sielvlak. Soos wat ek die waarheid leer ken, sal God die reiniging bring in my lewe. Dis die ingang na die heilige plek. Dis waar ek hom aanbid in sielvlak. Dis waar ek beweeg van skaamte na eer, van trots na nederigheid. Dis waar ek ontslaa raak van die vrugte van afguns, jaloesie, verwerping, minderwaardigheid, ontrouheid, kwaaiheid, selfsug en verkeerde gedagtes. Dis waar ek wandel in die vrug van die Gees, naamlik getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons sien hier die tafel met toonbrode, en ons sien ook die ooreenkoms met die feeste van die Here. Die tafel met toonbrode dui op die openbaring van God se woord, Jesus Christus, wat die ware brood van die lewe is. Dit stem ooreen met die fees van eerstelinggerf. Jesus Christus is opgewek uit die dood. As ons gaan kyk na die menorah of die goue kandelaar, dan sien ons dat daar ook ooreenkoms is met die feeste van die Here. Na wedergeboorte en die waterdoop word die hande opgelê vir die doping met die Heilige Gees. Die doping met die Heilige Gees dui op die goue kandelaar met sy arms omhoog. Dit stem ooreen met die Pinkster of Shavuot. Jesus Christus het opgevaar na die hemel en die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind. Ons sien ook in die heilige plek die wierookofferaltaar en die ooreenstemming met die feeste van die Here. By die wierookofferaltaar vind ware aanbidding, danksegging en lofprysing plaas. Dit stem ooreen met die fees van trompette of Rosh Hashanah, die laaste basuin gaan blaas en Jesus Christus se wederkoms gaan plaasvind. Hier sien ons 'n voorstelling van die wierookofferaltaar. Die dieper betekenis in die Nuwe Testament van die wierookofferaltaar of die reukofferaltaar is gebed en aanbidding, die Onse Vader gebed, en dit spreek van gebed en intersessie. Ons het ook 'n hele naweek gehad oor gebed, ons het dit genoem, so moet julle dan bid. Dis ook reeds op DVD beskikbaar.
Ons sal later meer besonderhede daarvan gee. Die wierookofferaltaar, die goue altaar vir wierookoffers, was vlak voor die gordyn wat die heilige en die allerheiligste geskei het. Ons moet nie die wierookofferaltaar verwar met die bronsaltaar of die brandofferaltaar nie. Die struktuur was vierkantig, sowat 46 cm, met 'n hoogte van sowat 92 cm. Dit is gemaak van akasiëhout, wat dui op onverganklikheid en met suiwer goud oorgetrek. Daar was 4 horings, simbolies van gesag, by die 4 hoeke van die altaar. God het die priesters beveel om elke oggend en elke aand wierook op die goue altaar te brand. Die wierook het onophoudelik gebrand as 'n aanneemlike geur voor die Here. Ons lees daarvan in Eksodus 30 vers 7 en 8. En Aaron moet daarop reukwerk van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lampe regmaak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek, as 'n voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Hier sien ons weer 'n voorstelling van die wierook en die speserye wat gebrand is. Wierook is simbolies van die gebede en intersessie van God se heiliges, wat as 'n soet aroma na sy heilige troon opstyg. Hoe ruik my en jou gebede? Onthou Spreuke 3 vers 7 en 8 het gesê, dien die Here op die manier wat hy gedien wil word. Ons lees in Jesaja 56 vers 7, hulle sal ek bring na my heilige plek, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Ons gebede. Psalm 141 vers 2. Laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Openbaring 8 vers 4. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Ons sien dus dat die wierookoffer uit te waai het met aanbidding. Hoe ons die Here aanbid. Aanbidding berus op 2 sleutelbeginsels: danksegging en lofprysing. Danksegging is geloof by uitnemendheid. Die gelowige dank sy Vader reeds vooraf in geloof en met groot ywer dat sy gebed reeds verhoor is. Jona het uit die ingewande van die vis tot God geroep. Jona het in hierdie haglike omstandighede alreeds sy Skepper geloof en geprys en gedank vir die feit dat God hom gaan verlos. Jona 2 vers 1 en 2. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. Jona 2 vers 4. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van die oë. Tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Jona 2 vers 9. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Wil jy nie so lank al in geloof dankie sê vir jou genesing nie? Maak soos Jona gemaak het. Hy was nog binne in die vis se ingewande en hy het al klaar in geloof begin dankie sê. Dus kan ons sê aanbidding of danksegging is wanneer die gelowige in gebed dinge van die Here roep wat nie bestaan nie, asof daardie dinge wel bestaan. Romeine 4 vers 17 soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan.
Uitdagings gaan dikwels gepaard met psigiese terugslae, soos vrees, depressie en angs. Selfs gelowiges spring nie dit altyd vry nie. Deur beproewinge te veel op die hemel word soms afgode geskep. Jona 2 vers 8. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Die Bybel het net een oplossing vir ons daaglikse probleme en behoeftes, en dit is danksegging. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Danksegging as die maatstaf van geloof word aangrypend saamgevat in die volgende woorde. 5. Does not operate in a realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. 5 begins where man's power ends. George Mueller. Al lyk dit vir jou hoe onmoontlik, God kan jou situasie verander. God kan vir jou totale genesing gee. As ons gaan kyk na die tweede vorm van aanbidding, is dit lofprysing. Lofprysing volg op danksegging. En dit is om die Here te loof en te dank vir gebedsverhoring en die wyse waarop hy in jou behoeftes voorsien. Verreweg die kragtigste hiervan is om ander te vertel van God se goedheid. Dit is evangelisasie in die oortreffendste trap. Deur ware aanbidding, danksegging en lofprysing word Jesus se beeld in die gelowige herstel en daarmee saam word die gelowige se autoriteit of gesag herstel, die horings van die altaar. Dit is die autoriteit waarmee die mens bekleed was voor die sondeval. Na die sondeval was net die slang of Satan se beeld in die mens sigbaar. Voorheen was ons gebede op onsself gefokus. Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Nou fokus die gelowige in sy gebed op die wil van die Vader. Johannes 14 vers 13 en 14. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Ons het ook 'n hele naweek aangebied oor lofprysing. Ons het dit genoem lofprysing of Halleluja naweek. Dit sal ook binnekort op DVD beskikbaar wees. Kan jy sien hoe die stukkies van die legkaart almal in mekaar val? Een stukkie is nie belangriker as 'n ander een nie. Die hele legkaart is nodig, sodat ons genesing kan kry op alle terreine. Met hierdie lofprysing Halleluja DVD gaan ons kyk na wat die woord vir ons leer in verband met lofprysing. Ons gaan leer hoe om ons hemelse Vader te loof en te prys. Ons kyk onder andere na die volgende. Waarom behoort ons lofprysing te doen? Hoe behoort ons lofprysing te doen? Gees, siel en liggaam betrokkenheid in lofprysing. Ons gaan kyk na die verskillende maniere om God te loof. Psalm 150 vers 1 tot 3. Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basuingeklank. Loof hom met harp en siter. Psalm 150 vers 4 tot 6. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snarespel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Dis 'n opdrag dat ons die Here moet loof en prys. Maar as ons hier vasgevang sit by die buitekant, by die buitehof van die tabernakel, ons nie die Vader geleer het om te aanbid op geesvlak nie, ongeag ons omstandighede, ongeag wat ons sien op die siel en realiteitsvlak nie, is dit moeilik om die Vader dankie te sê en om te loof as ons nog nie iets gesien het nie.
Die wierookofferaltaar was ook die laaste meublement, net voordat ons ingegaan het in die allerheiligste in. Dis waarom dit so belangrik is, dat ons fokus op die wierookofferaltaar. Hoe moet ons bid? Hoe moet ons die Here loof en prys? Ons was so dankbaar dat ons dat ons harpies gekry het. 15 snaarskootharpies. En albei het nou al meer as 30 Afrikaanse geestelike liedjies, se kolletjies uitgewerk. So jy het geen musikale agtergrond nodig nie. Jy kan net op die kolletjies volg en dan kan jy die Vader loof en prys met jou eie harpie, soos wat Dawid die Vader geloof en geprys het. Ons lees ook dat die bose geeste Saul verlaat het, toe Dawid op die harp gespeel het. Net soos die ramshoring, het die harp groot effek in die geestesriem. Ons het ook op studies afgekom wat bewys het, wetenskaplike navorsing wat bewys het, dat wanneer jy die harp speel, waar pasiënte hartoperasies gehad het, herstel hierdie pasiënte soveel vinniger. Daar is genesende krag om die Vader te loof en te prys, deur selfs 'n musiekinstrument te gebruik. As ons terugkeer na gees, siel en liggaam uitgebeeld in die tabernakel, gaan ons verder beweeg, en jy sal sien hoe belangrik is hierdie tabernakel, hoe belangrik is ons verhouding met God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan nou kyk na die derde gordyn. Dit staan ook bekend as die lewe. Dis die poort van geregtigheid. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar Jesus het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Hy het gekom vir my en vir jou, dat ons daar in die allerheiligste kan inkom. Deurdat hy gesterf het aan die kruis, het hierdie voorhangsel geskeur. Is daar 'n deurgang, is daar 'n opening vir my en vir jou, om deur te dring. Maar weens onkunde sit die meeste Christene hier by die buitehof, waar hulle net hulle hart gegee het vir die Here vas, wat nooit inkom by hierdie voorhangsel, nooit inkom in die allerheiligste nie. Meeste mense gaan nie hierdie ingang in nie. Hulle kom net nie hier nie, want die koste is bietjie hoog. Dis die ingang na die allerheiligste plek. Dis waar ons die Vader in gees begin aanbid. Dis waar ons beweeg van vrees na liefde, waar ons van vrees na volmaakte liefde oorbeweeg. Dis waar ons van afgoderry of ongeloof na geloof toe begin oorgaan. Dis waar ons ontslaa raak van die vrug van liefdeloosheid, hartseer, konflik of stryd en verslawings. Dis waar ons gaan begin wandel in die vrug van die Gees, naamlik liefde, vreugde en vrede. As ons hier by die allerheiligste inkom, sien ons ook die volgende meublement, die verbondsark en die ooreenkoms met die feeste van die Here. Die verbondsark is verteenwoordigend van die teenwoordigheid van God, die natuur en karakter van Jesus Christus. Dit dui op die voorsiening en autoriteit. Dit stem ooreen met die loofhuttefees of die Sukkot of die bruilofsfees. Ons sien ook die versoendeksel en die ooreenkoms met die feeste van die Here. Die versoendeksel is die plek van God se genade troon. Dit stem ooreen met die dag van verootmoediging of Yom Kippur of versoening. Om hier in te gaan, moet ek myself kruisig. Ek moet sterf aan die eie ek en ek moet totaal oorgee aan God. Hierdie totale oorgee beteken volle oorgee. Hierdie is die doel waarvoor God ons gered het, om in suiwer gemeenskap te wees met die Vader. As jy nog nie hier was nie, sal jy nie verstaan nie, want beskrywings kan dit nie oorvertel nie. Elkeen moet dit self ervaar. Dit is hier waar ons volle geloof in die volmaakte prys van die geskeurde liggaam van Christus plaas. Dit is hier waar ons verstaan dat ons vrymoedigheid het om persoonlik op 'n intieme wyse met God te kan gemeenskap hê. Dis hier waar ons hom op geestelike vlak aanbid. Dit gebeur alleenlik deur die volle vertroue in die krag van die bloed van Jesus. Hebreërs 10 vers 19 en 20.
terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Ons wil elkeen aanmoedig om deur te druk, deur die verskillende ingange, totdat jy jou bevind in God se teenwoordigheid. Onthou, elke gordyn verteenwoordig Jesus Christus. Daar is geen ander manier om in te beweeg nie, as deur Jesus Christus nie. 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Mag jy ook deur die tabernakel beweeg van liggaam, siel en gees, om volkome heiligmaking te ervaar. Openbaring 21 vers 2 en 3, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toebereid soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Dis waarna ons uitsien. God wat tabernakel by ons as die mense, in die nuwe Jerusalem. Met die 5-dag seminar het ons nou die tabernakel gebed na geluister. Ek sal jou aanraai om dit wel te oorweeg om dit te kry, en dit ook gereeld te luister, sodat jy van die buitehof deur kan beweeg tot in die allerheiligste. As ons nou gaan kyk hoe hierdie sirkelmodel pas op ons verhoudings in die gesinsverband, gaan ons eers na die woord kyk, Kolossense 3 vers 12 en 13, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus Jesus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Vers 14 en 15, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Kolossense 3 vers 16 en 17, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Kolossense 3 vers 18 tot 20. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vrouens moet onderdanig wees, mans moet hulle vrouens lief hê en nie verbitterd raak teenoor hulle nie. Kinders moet gehoorsaam wees aan hulle ouers. As ons gaan kyk eerstens op hierdie sirkel wat buite Vader se wil was, sien ons die hooforgaan in die ektoderm is die brein. Die hooforgaan in die mesoderm is die hart. Die hooforgaan op die endoderm is die lewer. Mans is die hoof van die gesin. Mans is die hoof van die vrou. Daarom sien ons die brein kan dus die voorstelling wees van die man. As die mans liefdeloos optree teenoor die vrou en die kind, dan word die vrouens hartseer en die kinders bring konflik en stryd in hierdie gesin. As die mans ongeduldig is, raak die vrouens onvriendelik en die kinders raak bitter. As die mans ontrou is, raak die vrouens kwaai
en die kinders gemaksigtig, selfsugtig en dis waar verslawings vandaan kom. Onthou nie net seksuele ontrouheid nie, maar in die vrou se oë is die man ontrou as hy 18 ure 'n dag by die werk sit en sy vir die tuinjong moet sê wat moet gebeur in die tuin. Ons sien dus hierdie bose kringloop wat plaasvind, waar die dief inkom om te steel, slag en verwoes, waar ons buite God se wil is. As ons gaan kyk na die sirkelmodel wat binne God se wil is, sien ons dat weer eens die brein, die hart, die lewer, sien ons weer eens dat as die mans binne Vader se wil is en in liefde teenoor hulle vrouens optree en nie verbitterd raak nie, dan ervaar die vrouens vreugde en die kinders bring vrede. As die mans geduldig is die vrouens vriendelik en die kinders het goeie maniere. As die vrouens nederig is die mans getrou en die kinders bring selfbeheersing. Elkeen in die gesinsverband moet sy of haar optrede toets aan die woord van God, om binne die wil van God die Vader te wees. Ons optrede moet getoets word aan God se wil. Ons moet nie optree omdat my maat so en so opgetree het, gee dit my reg om iets anders te doen nie. Ek moet binne die wil van die Vader wees, sodat ek 'n lewe van oorvloed kan hê. As alle gesinne net hierdie model verstaan en toepas, sal daar baie minder egskeidings wees. Om te vermy wat sleg is die tweede deel van Spreuke 3 vers 7 en 8. Ons het nou heelwat tyd spandeer aan hoe moet ons die Here dien. Ons het gekyk na 'n paar DVD's wat jy kan oorweeg om aan te skaf, om meer te kan leer van hoe moet ons die Here dien. Spreuke 3 vers 7 en 8, moenie dink jy die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Wat is sleg? Wat moet ons vermy? Dis die eerste belangrike vraag wat ons sekerlik vra. Ek wil jou aanmoedig om te bid daaroor, om stil te raak en die Vader te vra, dat hy vir jou sal wys, wat is sleg wat jy moet vermy. Ek dink wat ons elkeen mee sukkel, die meeste van die kere, is ons gedagtes. Dis die grootste oorlog en die grootste slagveld. Die woord sê vir ons in 2 Korintiërs 3 vers 5, uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit onsself kom nie, volgens die 83 vertaling. Dit wil sê, my gedagtes kom nie noodwendig uit myself uit nie. 2 Korintiërs 10 vers 5, ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ek en jy moet elke liewe gedagte vasvang. Ons moet toets waarvanaf kom jy, van God of van Satan of van myself. En al daai gedagtes moet gehoorsaam wees aan Christus. As dit nie aan hom gehoorsaam is nie, moet ons dit weerstaan, moet ons dit vermy, want dan is dit sleg vir ons. Op die DVD van ons grootste vyand onsself, het ons in diepte gaan kyk hoe ons dit prakties moet doen. Elke gedagte wat inkom, moet ons vasvang. Ons moet daai gedagte toets. As ons sien dit is nie van God af nie, dis nie tot gehoorsaamheid aan Christus nie, moet ons dit weerstaan. Hoe weerstaan ons dit? Deur te praat. Jesus Christus het gepraat met Satan. Jesus Christus het gesê, Satan, daar staan geskrywe. Hy het die waarheid in die woord aangehaal. Ek en jy moet leer om te praat met die Satan. Ons moet leer om die gedagtes wat na ons toe kom vas te vang, dit te weerstaan deur te spreek. Die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong. Psalm 139 vers 23. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Vers 24. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Is dit jou hartsgebed? Wil jy nie stil word nie en vir die Vader bid en vra in jou eie manier, in jou eie tyd, dat hy jou sal lei, dat hy jou sal leer deur die Heilige Gees, hoe jy hierdie gedagtes van jou wat sleg is, van ontslae kan raak. Ons het met 'n leuen groot geword en daai leuen was, ons praat nie met die duiwel nie.
Ons praat nie van die duiwel nie, en ons praat ook nie oor die duiwel nie. Los hom uit, dan sal hy jou uitlos. As dit waar was, hoekom het soveel Christene dan vrees, aggressie, onvergewingsgesindheid, haat en twis? As dit waar was, dat Satan ons uitlos, dan beteken dit dat God hierdie dinge vir ons gee. God gee ons nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Hierdie dinge kom dus nie van God af nie. Dit is presies wat Satan wil hê wat ons moet dink van God. Nee, dis 'n leuen en die leenaar se naam is Satan. Ek moet weet wie ek in Christus is en dan sal ek weet wat om met hierdie leuen te maak. 2 Korintiërs 2 vers 11 in die 83 vertaling. Die Satan moenie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne maar al te goed. Die antwoorde oor hoe hy werk is alles in die Bybel. Ons is in 'n oorlog gewikkel en in 'n oorlog moet jy jou vyand ken. Ons is nou in die grootste geestelike oorlog wat my en jou toekoms bepaal. En nou wil Satan jou vertel dat jy nie jou vyand wil ken nie. God wil egter hê dat ek en jy moet kennis hê, sodat ons in oorwinning kan lewe. As ons vinnig gaan kyk na die hoofaanvalslyne van Satan, dan sien ons hy begin by 'n leuen. Daai leuen kom baie keer as 'n gedagte na jou toe, wat kom klop, en as ek en jy die deurtjie oopmaak vir daai leuen, dan bring hy 7 ander geeste saam met hom. Ons lees daarvan in die Bybel in Matteus 12 vers 43 tot 45 van die 7 ander geeste. So die eerste een is die leuen wat inkom. Dis partykeer nie blaatante leuen nie, dis partykeer realiteit, maar dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid in die woord nie. Hy kom met 'n gedagte en hy sê vir jou, ag, jy's 'n mislukking, jy gaan dit nie maak nie. Die waarheid in die woord sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus. So as ons hierdie leentjie nie vasgevang het die gedagte nie, ons het die deurtjie oopgemaak, loop al God se goedheid uit, want hy gaan haal ander maatjies. Die eerste maatjie wat hy gaan haal is vrees. Nadat jy vrees toegelaat het, gaan haal hy aggressie. Na aggressie gaan haal hy onvergifnis. Na onvergifnis gaan haal hy beskuldiging, na beskuldiging bitterheid en na bitterheid rebellie. Hy begin by 'n leuen en hy wil jou bitter graag uitkry by rebellie. Ek het op 'n stadium by 'n kinderhuis gaan bedien en dit was presies die geval by al daai kinders. Daar het 'n leuen ingekom nog selfs voordat hierdie kind gebore is. Voordat hy nog gebore is, het die leuen al deurgekom wat gesê het, pa en ma het jou nie beplan nie, jy's 'n glips, jy moes nie hier gewees het nie. En nou het hierdie kind gebore geraak met hierdie leuen, en nou sien hy hier is huwelikstwis of huismoles, pa en ma het kort risie, kort voorlank is daar miskien kindermishandeling, en nou kom hierdie vrees in. Want hierdie gedagte sê vir hom, jy moes nie hier gewees het nie. En die vrees kom in, wat gaan van my word, waarheen gaan ek? Die volgende maatjie wat inkom is aggressie. As die kind die hele tyd aggressie onderdruk, gaan dit oor na swaarmoedigheid, depressie en selfmoord. Nou word hierdie kind die grootste boelie by die skool. Hierdie juffrou sien, iets is fout. Hierdie kind is so aggressief, hy byt die maatjies by die skool, hy gooi hulle met klippe, en sy kry die maatskaplike werkster in. Die maatskaplike werkster gaan kyk wat aangaan by die huis. En hier vat sy die kind weg uit sy ouerhuis, en hier beland hierdie kind in die kinderhuis. Dan stap onvergifnis in. Hoe kan ek my pa en my ma ooit vergewe wat hulle aan my gedoen het? En dan stap beskuldiging in. Maar ouma het geweet pa drink so, ouma het geweet pa is so aggressief, maar sy het niks gedoen nie. En nou kom hierdie huismoeder en sy sê, kom boetie tannie, help jy gou met jou huiswerkies. Kom ons doen gou wiskunde. En nou sê hierdie kind, vir wat? Ek sal nie huiswerk doen nie, daar's nie 'n toekoms vir my nie, niemand is lief vir my nie. En hy stap in by sy deur, by sy kamer, en hy slaan die deur toe, dat die kusyne so bewe. En nou is hy vol bitterheid. Kort voor lank is hy vol rebellie. En hy sê, wat? Ek weier om Sondag kerk toe te gaan. Want by die kerk vertel hulle vir my, dis 'n God van liefde. As dit 'n God van liefde was, hoekom het hy al hierdie dinge toegelaat in my lewe? Die waarheid is, God het by hierdie huisie,
by hierdie gesin se huisie se dak gestaan. En hy het alles in oorvloed vir hulle ingegooi. Maar hierdie gesin het weens onkunde, gebrek aan kennis, hierdie deure en vensters oopgemaak vir die dief om te kom steel, slag en verwoes. En al God se goedheid het uitgeloop by die agterdeure en die vensters. En so gaan dit in my en jou lewe ook. Ek dink jy het dit al klaar begin sien, hierdie patroon. Die dief kom in om te steel, slag en verwoes. Hy wil hê ek en jy moet uitkom in rebellie. Dat ons vir God kwaad is vir hierdie siekte wat in my liggaam gebeur het. Dat ons vir God blameer, dat ons rug draai op God. Die waarheid is, God het vir jou lief. Die waarheid is, God het vir my en vir jou so lief gehad. Hy het sy enigste seun Jesus Christus gestuur om te sterf aan die kruis, vir ons sondes, maar ook vir ons siektes. Die prys is reeds betaal. Ek en jy moet die Here dien, soos wat hy wil hê ons moet hom dien. Ek en jy moet vermy dit wat sleg is. En dan sal ons genesing kry vir ons liggame.